Wil jy kragtig bid, dan moet 'n mens bid met geloof. Jy sê jy bid, baie mense sê hulle bid. Party roem daarin dat hulle bid. Maar wat is die gesindheid waarmee 'n mens bid? Bid jy met geloof? Kragtige gebed is gebed wat gevul is met geloof. Twyfel verswak gebed. Twyfel sê God kan nie. Geloof sê God kan. Jakobus 1 vers 6 tot 7 sê, maar hy moet in die geloof bid. Want hy wat twyfel, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hierdie is kras woorde wat ek wil herhaal. Jakobus 1 vers 6 tot 7. Maar hy wat bid, moet in die geloof bid. Want hy wat twyfel, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Dit is nie ek wat so sê nie, dit is die woord van God wat so sê. Twyfel word gedryf of deur emosie of deur die bose. Daarom dan wanneer 'n mens kragtig wil bid en met geloof wil bid, moet 'n mens jou emosie en elke vorm van twyfel onder beheer kry. As jy twyfel nie gaan beheer nie, sal dit jou gebedslewe beheer. Dit sal gebedsbeantwoording uitstel en kanselleer. Daarom wanneer jy twyfel, bely enige twyfel. Neem beheer daaroor. Bestraf enige bose aanslag wat twyfel op jou wek. Weerstaan dan negatiewe emosie. Weerstaan bose aanslag van twyfel en weerstaan dit in die naam van Jesus Christus en dit sal van jou wyk. Terwyl jy twyfel verslaan, bely die beloftes van God se heilige woord. Spreek dit hardop uit. Bely jou geloof in God hardop. Bely wat jy glo. Bely dat jy glo die goedheid van die Here, in die barmhartigheid van God. Bely dat jy glo in sy liefde vir jou. Bely dat jy glo in sy reddingskrag. En twyfel sal van jou weggeskeur word. Neem elke negatiewe gedagte gevange wanneer jy begin bid. Want die duiwel, die bose, gebruik negatiewe gedagtes om jou kragtige gebedslewe te verswak en te kortwiek. Daarom verslaan jou negatiewe gedagtes. Maak dit gehoorsaam aan die woord. Maak dit gehoorsaam aan God. Want God werk waar daar geloof is. Die duiwel werk waar daar ongeloof is. Twyfel maak gebede kragteloos. Geloof maak gebede kragtig. Markus 11 vers 22 tot 24 sê, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Twyfel is 'n sinker. Twyfel is 'n kansellasie. Maar geloof is 'n ontvanger. Geloof is 'n beloner. Wat Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Jy bid, dit is reg, maar bid met geloof, dan bid jy kragtig. Gebed kom tot by die hemelse deur, dit is al. Maar dit is die geloof wat die hemelse deur oopsluit, dat jy kan instap en kan ontvang dit waarvoor jy bid. Bid dus van vandag af met geloof, sorg daarvoor en jy bid met krag. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons bid vandag en ons vra vergewe ons, dat ons so dikwels bid met twyfel en ongeloof. Ons bely vandag enige twyfel en ongeloof en ons sê Here, kom ons ongeloof te hulp. Ons kies dan van vandag af om opnuut te bid met geloof, sodat ons kan bid met krag. Dit bid ek alles in die heilige naam
van die Here Jesus Christus. Amen. God seën u. Totsiens.